Hallo julle. Vandag kyk ons na die grafieke van derde graadse funksies. Nou jy weet dat 'n derde graadse funksie se vergelyking sal wees y is gelyk aan ax tot die mag 3 plus bx kwadraat plus cx plus d. Derde graads omdat ek x tot die mag 3 het. Nou jy kry derde graadse funksies met 2 draaipunte, soos hierdie een wat ek hier as voorbeeld het, of nog steeds dieselfde, 2 draaipunte daar, maar dan kry jy ook derde graadse funksies wat glad nie 'n draaipunt het nie, wat soos die lyk. Nou vandag gaan ek konsentreer op hierdie boonste 2 vorms. Nou ja, as jy 'n grafiek moet skets, moet jy x-afsnitte uitwerk. Hy pen nog nie gevat nie. Ek moet my x-afsnitte uitwerk deur y gelyk aan 0 te maak. Ek moet my y-afsnitte uitwerk deur x gelyk aan 0 te maak. Nou dit is standaard vir alle grafieke, ook vir derde graadse funksies. Maar vir 'n derde graadse funksies het jy meer. Die eerste ding is 'n stasionêre punt. Ja, 'n stasionêre punt is enige punt waarvoor die afgeleide gelyk aan 0 is. So, op 'n derde graadse funksie is jou draaipunte, daardie punt en hierdie punt, al my draaipunte is stasionêre punte. So vir draaipunte kry ons ook dat die afgeleide dan gelyk aan 0 is. Nou ons moet bietjie meer oor draaipunte praat. Hierdie sal 'n maksimum draaipunt wees en hierdie sal 'n minimum draaipunt wees. Onthou jou grafiek gaan eintlik aan, al het ek dit daar gestop. As jy kyk in 'n omgewingkie, sê nou maar ek beperk myself tot daardie stukkie, dan is hierdie 'n maksimum draaipunt, want in daardie omgewing is dit die grootste waarde wat ek gaan kry. So, ek kry 'n maksimum draaipunt. En as jy kyk na wat gebeur met my grafiek daar, sal jy sien dat ek styg voor hom en ek daal daarna. So 'n maksimum draaipunt is waar ek styg voor ek omdraai en dan daal. Nou, omdat hierdie net in 'n omgewing is, praat hulle ook daarvan as 'n lokale maksimum. En dieselfde is waar vir hierdie minimum. Dit is 'n minimum draaipunt. En as ek in 'n omgewingkie om daardie draaipunt kyk, sê nou maar ek beperk myself tot daardie stukkie, dan is dit die kleinste waarde in daardie stukkie. So hulle praat ook van 'n lokale minimum. En ek wil hê dat jy moet sien dat vir 'n minimum daal die funksie voor die draaipunt en dan styg dit na die draaipunt. Hierdie punt hier sal weer 'n minimum wees, want dit is die laagste laagste waarde vir f van x in 'n omgewing net hierom. So dis 'n minimum draaipunt, ek daal voor die tyd en ek styg daarna. 'n maksimum draaipunt, ek styg en daarna daal ek. Goed, dan is daar nog ander belangrike terme. Ons gaan kyk na konkaaf op en konkaaf af.
Nou, ek wil eers maar net 'n reguit lyn vat, en daar is 'n stygende reguit lyn, hier is 'n dalende reguit lyn. En nou, as ek kyk na hoe kan ek styg of daal met 'n geronde funksie, kan ek byvoorbeeld so styg, of ek kan so styg. So, hier is ek gerond so om my geronde deel lê so onder, kan jy sien die reguit lyn sou daar wees, en hier is my geronde deel so bo, die reguit lyn sal daar wees. En dieselfde geld vir dalend, ek kan so daal, of ek kan so daal. So, dit gaan oor die gerondheid. Nou, dit is waaroor konkaaf op en konkaaf onder gaan. Nou, ek onthou die konkaaf op en konkaaf onder deur na parabole te kyk. Jy weet, as ek 'n parabool het, dan lyk hy so. As die waarde vir A groter as 0 is, ons het gesê dis 'n happy parabool. Nou, 'n happy parabool is altyd konkaaf op. So, as jy nou kyk na hierdie parabool van my, ek gaan gou highlight, kom ons vat die bloue. Hierdie deel lyk soos dit. So, daardie deel is konkaaf op. En hierdie deel lyk soos daardie. So, onthou, daar het ek nou stygend, hierso styg ek, en hierso daal ek. Nou kan jy sien, dat by beide stygend en dalend, kan ek met die happy parabool doen, wanneer ek konkaaf op is. As ek 'n sad parabool het, wat so lyk, dit gebeur as A negatief is, dan is ek konkaaf af. En dit nou weer lyk soos, vir my stygende deel lyk dit soos daardie, en vir my dalende deel lyk dit soos hierdie. So kom ons kyk net na die twee grafieke hier langsaan. Hierdie. Jy kan sien dat die eerste deel van hierdie grafiek my herinner aan dit. Ek sien ek het konkaaf as geskryf in plaas van konkaaf af. Kom ons maak dit net gou reg. Dus konkaaf af. So as jy nou na jou derde graadse funksie kyk, herinner hierdie deel jou aan 'n sad parabool, en dit is dan konkaaf af. So hier het ek konkaaf af. Nou let wel, ek sê net dit herinner jou aan 'n sad parabool, want dit is nie 'n parabool nie. Dit lyk dalk op my funksie nou so, asof dit 'n parabool is, en asof jy simmetrie het, maar daar is nie simmetrie in 'n derde graadse funksie nie. So, dis net die vorm wat my herinner aan 'n sad parabool, en daarom voel ek af. En hierdie deel herinner my weer aan 'n happy parabool, en daarom is dit konkaaf op. Nou, ek wil die ander funksie 'n bietjie uitskuif, dat ek net daar plek het. Goed, so ons het konkaaf af en ons het konkaaf op. Nou, wat gebeur? Ek het hier 'n maksimum draaipunt. Al hierdie pad is ek konkaaf af, en dan ergens hier rond moet ek verander na konkaaf op. En daardie punt noem ons die buigpunt.
So kom ek vat 'n rooi pen en ek maak daar 'n groot punt. Dit is die buigpunt. So die buigpunt is die punt waar my funksie verander van konkaaf af na konkaaf op. En daar's 'n paar interessante dinge oor die buigpunt. Hier, die buigpunt. Eerstens, die tweede afgeleide. Met ander woorde, as ek die afgeleide se afgeleide bepaal, dan is die tweede afgeleide altyd 0 by die buigpunt. Vir konkaaf af is die tweede afgeleide altyd negatief en vir konkaaf op is die tweede afgeleide altyd positief. So, daar het ek my konkaaf op en konkaaf af nou. Ons kan die buigpunt bereken deur die tweede afgeleide te bereken, maar daar is ook ander maniere. Die buigpunt sit presies in die middel van die twee draaipunte. So as jy die middelpuntformule gebruik met die draaipunte se koördinate, kan jy ook die buigpunt so bereken. Nou kom ons kyk gou vir die ander een. Hierdie enetjie wat ek eenkant geskuif het. Hoe begin hy? Wel, hierdie vorm herinner my, het is nie 'n parabool nie, maar dit herinner my aan 'n vrolike parabool. So hier is hy konkaaf op. Dan kry ek my buigpunt daar ergens. Buigpunt nou weer is waar ek van konkaaf op na konkaaf afgaan en na my buigpunt herinner die vorm my aan 'n sad parabool, so daarna is dit konkaaf af. Weereens, by hierdie buigpunt is die tweede afgeleide gelyk aan 0, of ek kan, as ek die koördinate van die draaipunte ken, kan ek die middelpunt van daardie twee draaipunte gebruik. Goed, in ons volgende video sal ons 'n voorbeeld doen waar ons 'n derde graadse grafiek skets.